Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Efesiërs 3 van vers 14 tot en met vers 21. Ek wil vers 14 en 15 sommer net vir julle lees. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk. Die gebed wat ons vanoggend lees, en u kan regtig die hele gedeelte lees, is lekker kort, gaan oor 'n gebed wat Paulus hier bid vir die gemeente in Efese. Die gebed volg op die voorafgaande gedeelte waar hy vir ons herinner om te sê dat Christus dit vir ons moontlik gemaak het om aan God te behoort. Dit beteken dat deur Christus Jood en nie Jood nou toegang gekry het na die Here toe. So deur ons geloof in Christus het ek en jy die voorreg om 'n kind van die Here te wees. En dit is hierdie waarheid wat maak dat hy hierdie gebed aanbid, om te sê dit is sy gebed dat die gemeente en elkeen wat hierdie gebed lees eintlik tot die volle diepte sal kom van dit wat hier staan. En dit beteken dat ek en jy nie anders kan as om met mekaar en met ons kinders te gesels oor hierdie belofte, hierdie inhoud dat ons in Christus behoort en dat ons deel het aan die Here. As 'n mens gaan kyk in vers 14, verwys Paulus hier ook na die gemeente wanneer hy van hulle praat as 'n familie. Nou die woord wat hier vertaal word met gemeenskap, patria, beteken eintlik om soos 'n familie te wees. Hy sê die familie van Christus bestaan daarin dat dit die grense van tyd oorskry, hulle wat op die hemel en die aarde is, en dat ons as sy familie eintlik gesetel is in een nuwe gemeenskap. En daarom is dit dat hy dan kom bid dat hierdie geloofsgemeenskap, hulle wat aan God behoort, eintlik hierdie diepte en die volheid van God in hulle lewe dan ook sal verkry. En daarom is dit dat hy 6 bedes eintlik bid vir die gemeente. En ons kan sê dis 6 gebedes ook vir ons as kinders van God. En daarom begin hy deur te sê dat hy bid vir innerlike krag in elkeen van ons se lewe. Nou weet ons die innerlike krag is net dit wat die Heilige Gees vir ons kan gee. Ons kan eintlik sê dat die Gees van God ons elke dag mag versterk, dat ons mag groei in die Gees en in sy woord, en dat ons eintlik ons rykdom en ons krag mag vind, ook vanuit God. Hy bid ook om te sê dat hy bid dat ons die geloof sal hê, want die geloof verbind ons aan Christus. Die geloof is om aan die Here vas te hou, om te leef uit hierdie versekering en hierdie wete dat ons aan God behoort. En daarom is dit dat hy derdens sê dat ons hele lewe gewortel moet wees in die liefde en gegrondves moet wees in die liefde. Want ons kan alleen vrug dra wanneer ons leef vanuit die liefde en dan in die besonder vanuit God as die bron ook van ons lewe. En daarom vierdens sê hy, bid hy ook dat ons sal groei in insig in hoe wyd en hoe ver God se liefde strek. Nie net 'n liefde vir my en jou nie, maar 'n liefde wat alle mense dan ook insluit. En daarom sê hy dat ons die hoogte en die diepte en die breedte en die lengte van God se liefde sal leer ken. 'n Liefde wat my hele lewe eintlik omsluit en dan ook insluit. In die 5de plek bid hy dan ook dat ons die liefde van Christus sal leer ken. Die woord kan ook hier vertaal word met ervaar. En dit beteken dat ons nie maar net 'n verstandelike kennis van God sal verkry nie, maar dat ons in 'n verhouding met God sal leef. Dat ons die ervaring sal hê, die kennis sal hê, maar ook die blootstelling sal hê van wat dit beteken om te groei ook in jou verhouding in Christus. En daarom laastens om te sê dat ons heeltemal vervul sal word met die volheid van God. Nou weet ons, wanneer Paulus hierdie gebed bid vir Efese, dat dit nie beteken dat hy hulle foute miskyk nie. Inteendeel, as mense so 'n bietjie na die historiese kant gaan kyk van Efese,
dan het hulle nie altyd die evangelie so maklik ontvang nie. Daar was baie weerstand gewees. Ons lees in Handelinge 19 hoe daar gemengde reaksie was op Paulus se prediking. Ons lees dat hy op 'n stadium vir 2 jaar nie meer in die sinagoges opgetree het nie, maar in die saal van Tyrannus. Maar ten spyte daarvan is dit dat wanneer hy bid vir hierdie gemeente, dat hy hulle potensiaal sien, omdat hy hulle sien, soos wat God dan ook na hulle kyk. En eintlik beteken dit om te sê, ek kom bid vir julle sodat julle kan wees wie julle is. Dat julle die volheid sal ontdek van wat dit beteken om aan God te behoort en om sy kinders te wees. Die wonderlike van hierdie gedeelte in vers 14 en 15 is dat hy sê dat wanneer hy tot God bid, dan is dit dat hy sy knieë voor die Here kom buig. En die liggaamshouding beteken eintlik dat hy eintlik in erkentenis voor God kom staan om te sê die Here is die enigste Here. Dit is die Here wat hierdie geloofsgroei in ons lewe moontlik maak. Daarom as hy kom bid vir die gemeente, wanneer hy sê dat hy dan ook na hulle kyk vanuit God se oë, is dit die erkenning om te sê die Here is en bly die Here oor my en jou lewe. Hy is die Here wat ons gelees het in vers 14, wat ook vir ons 'n naam gegee het. En dit beteken dat ons aan God behoort, dat hy seggenskap het oor my en jou lewe. Die feit dat hy sy naam oor my lewe kan skryf, die feit dat hy vir my kan sê dat ek syne is, beteken dan ook dat ons knie voor hom sal buig, hom sal erken en dan nie net tot hom bid nie, maar eintlik die begeerte hê om in 'n gemeenskap met God te leef. Daarom as 'n mens gaan kyk na hierdie gebed, dan sien ons 'n stygende gebed. Hy begin deur te sê, hy bid daarin dat die Here vir hom ook deur sy gees sal vervul, dat hy die volheid van God mag leer ken. In die tweede plek bid hy dat hy dit sal kan leef in sy geloofsgemeenskap, en dan om te sê dat die Here meer sal word in sy lewe. En daarom sluit hierdie gebed af met 'n lofprysing vers 20 en 21 om te sê aan hom wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. Mag ek en jy vol word met God in die diepe besef dat die Here se naam oor my en jou lewe geskryf is, en daarom het ons die bewens en die begeerte om te leef in 'n gemeenskap ook met God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. Dankie dat ons u kinders mag wees, en daarom, Here, bid ons dat ons die volheid van u rykdom sal leer ken en verstaan. Amen.